Goeiemôre geliefde disipel van Jesus en baie welkom by nog 'n episode van In Jesus Bybelstudie. Ons is besig met ons reeks oor jou identiteit in Christus en hierdie is episode 24 in die reeks. En vir die volgende paar weke gaan ons kyk na ons identiteit as die geregtigheid van God in Jesus. Wat beteken dit en hoe kan ons daarin leef? Maar voor ons wegtrek, kom ons bid net eers saam. Here Jesus, baie dankie vir u woord. Dankie vir die krag en die lewe wat daar in die woord is. En dankie Here dat ons geregverdig is deur dit wat u vir ons aan die kruis gedoen het. Dankie dat u ons in die perfekte verhouding met Abba Vader kom sit het deur dit wat u gedoen het. En dat ons toegang daartoe kan kry eenvoudig deur om in u te glo. Maak vir ons hierdie waarheid in u woord oop, Here, en maak ons harte sag en ontvanklik vir dit wat u woord met ons wil deel. En mag u woord 30, 60, 100voudige vrug in ons lewens dra. In Jesus naam, amen. Ons het gister begin kyk na Romeine 5 vers 17. En ek gaan hom net weer vir ons lees uit die ou vertaling. Want as ten gevolge van die misdaad van die een die dood geheers het deur die een, en hierdie is natuurlik Adam, veel meer sal hulle wat die oorvloed van die genade en van die gawe van die geregtigheid ontvang, in die lewe heers deur die een, Jesus Christus. Ons wil graag heers in ons lewe en oor ons omstandighede. En hierdie vers sê dat as ek die oorvloedige genade wat beskikbaar is vanaf God en die geskenk van geregtigheid ontvang, dan sal ek kan heers in hierdie lewe deur Jesus. Maar wat is geregtigheid en veral die geregtigheid van God? Ek gaan in die volgende paar dae hierdie vraag vir jou so goed as moontlik probeer antwoord. En om te begin, kom ons blaai saam na Levitikus 1 toe. Hier in die eerste 5 hoofstukke van Levitikus lees ons van verskillende offers wat gebring moes word by die tent van samekoms. En later, toe Salomo die tempel gebou het, moes hierdie selfde offers ook daar gebring word. Al 5 hierdie offers is tipes en voorstellings van die offer wat Jesus vir ons sou bring aan die kruis. Dis hoekom ek jou graag terug wil neem soontoe. Nie om jou te kry om weer te begin om 'n Ou Testamentiese offer te bring nie, asseblief tog nie. Dit was alles net tipes van Jesus, net voorstellings van wat Jesus vir ons sou kom doen. As ons nou sou teruggaan en weer begin om beeste en lammers te offer, sou ons in werklikheid sê dat Jesus nooit gekom het nie, of dat sy offer onvoldoende was. En dit wil ons beslis nie doen nie. Ons as wedergebore gelowiges verklaar juis dat ons glo dat Jesus die ware lam was, dat hy vir ons geslag is en dat hy weer opgestaan het en nou in die Vader se regterhand sit. Maar terug by Levitikus. Dis altyd vir my so awesome dat dit 5 verskillende offers gevat het om vir ons uit te beeld wat Jesus met sy een enkele offer aan die kruis vir ons gedoen en bereik het. En die eerste offer waarna in Levitikus verwys word, is die brandoffer. Wat dan ook die offer is wat vir ons verduidelik hoe dat Jesus ons geregverdig het voor God, oftewel die offer van geregtigheid. In vers 3 en vers 10 sien ons die voorskrif van die tipe bul of skaap of bok wat gebring moes word. Hoe moes hy lyk? Hy moes manlik wees en baie belangrik, hy moes sonder gebrek wees. Presies wat ons Here Jesus was. Dan lees ons in vers 4 en ek gaan vir ons uit die Nuwe Lewende Vertaling lees. Hy begin met, lê jou hand op die kop van die brandoffer. Hierdie was simbolies baie belangrik. Die persoon moes sy hand op die kop van die lam sit. Hoekom? Hier het 'n ruiltransaksie plaasgevind. Die sonde van die persoon wat die offer bring, het oorgegaan op die lam. Maar nie net dit nie. Nie net die lam die persoon se sonde gedra nie, maar die vlekloosheid van die lam het ook oorgegaan op die persoon. Kom ons lees daai vers verder. Sodat die Here dit as plaasvervanger vir jou kan aanvaar en dit vir jou so versoening kan bewerk. Sodat die Here dit as plaasvervanger vir jou kan aanvaar. Die lam is deur die Here as jou plaasvervanger aanvaar. Wie en wat die lam was, het vervang wie en wat jy was. En andersom. Wie jy was, vuil en met sonde bevlek, het oorgegaan op die lam. En dit wat die lam was, vlekloos en sonder gebrek, het oorgegaan op jou. En dit was dan wie jy nou is, as jy daar wegstap. Terwyl die lam moes sterf,
want sy onskuldige bloed moes nou vloei om te betaal vir jou sonde wat op hom gekom het. En wat was die uiteinde van hierdie offer? Die vers eindig met, en dit sou vir jou versoening kan bewerk. Nou was daar versoening tussen die persoon wat die offer gebring het en God. Hoekom was versoening moontlik? Want God het nou na die persoon gekyk en hom gesien as vlekloos en sonder gebrek. Dit wat die lam voor die tyd was. Nou kom 2 Korintiërs 5 vers 21 en leer ons die volgende. Want hy praat hier van Abba Vader, het hom, en dan praat hy van Jesus. So Abba Vader het Jesus, wat geen sonde geken het nie, die lam sonder vlek of gebrek, sonde vir ons gemaak, as 'n plaasvervanger vir ons aanvaar, sodat ons kan word geregtigheid van God in hom, sodat ons versoen kan wees met God deur die opoffering van ons Here Jesus. Kan jy sien hoe hierdie twee verse mekaar komplementeer? Hoe 2 Korintiërs 5:21 spreek van die offer wat deur Jesus gebring is en die voorstelling is van Levitikus 1 vers 4. Ek hoop hierdie gee vir jou 'n kykie en 'n beter begrip van die ruiltransaksie van die kruis. Die vleklose lam, Jesus Christus, het jou sonde, al jou sonde, gistersin, vandagsin en ja, ook môresin, op hom geneem. Maar nie net hy jou sonde op hom geneem nie, hy het ook sy vlekloosheid, sy geregtigheid, sy perfekte lewe in verhouding met Vader, dit het hy vir jou gegee. Hy het sy lewe met joune geruil, sodat ek en jy ook nou in perfekte, regverdige verhouding met ons Vader kan staan, net soos Jesus, ons lam. Ons is vlekloos, nie omdat ons vlekloos lewe nie. Nee, ons is vlekloos omdat ons lam vlekloos is. En ek is nou wat my lam is. Ek is nou wat Jesus is. Dit is so krities dat jy hierdie begryp. Jy's nie wat jy gister was nie. Jy's wat Jesus vandag is. Ek gaan dit net weer vir jou sê. Jy is nie wat jy gister was nie. Jy is wat Jesus vandag is. Onthou 1 Johannes 4 vers 17. Want soos hy is, so is ons in hierdie wêreld. Hy is jou plaasvervanger. Hy het jou goed gevat en vir jou sy goed gegee. As ek dit plainweg kan stel. Jy's versoen met God, nie omdat jy so oulik is nie, maar omdat jou lam, Jesus, perfek is, en omdat hy die perfekte prys betaal het. Jy's voor God wie Jesus is. Punt. Hou op om daarteen te stry, begin dit leef, want dan gaan jy heers in hierdie lewe. Here, hierdie is so groot waarheid, maar is so moeilike ding om net te vat. Want ons wil so graag werk vir ons versoening. Ons wil so graag iets doen, sodat ons geregverdig voor U kan staan. Here, maar U woord is duidelik. Daar's net een geregtigheid wat vir U aanvaarbaar is. Daar's net een geregtigheid wat vir U 'n aangename geur is. En dis die geregtigheid van Jesus Christus. En ons het dit reeds, as ons net sou glo in sy perfekte offer. Help ons vandag om net te gryp en te vat wat Jesus vir ons gedoen het en om in dit te leef, sodat ons kan heers in hierdie lewe, soos wat U wil hê ons moet heers. In Jesus naam. Amen. As jy dalk gebed nodig het, is jy baie welkom om ons te kontak. Ina se nommer is 079-527-5738. As jy dalk finansiëel by ons bediening wil betrokke raak, kan jy ook by Ina die details kry, of jy kan na ons webwerf toe gaan by injesus.co.za. Geliefde van Jesus, hou jou oog op Jesus en jou neus in sy woord. Shalom.